Nou ja, goeiedag allemaal, welkom by Nuuspot, Woensdag 1 Julie 2026 en hier is vandag se nuusbulletin. Suid-Afrika het gister asem opgehou uit vrees vir 'n herhaling van die bloedige Julie onluste van 2021 nadat duisende betogers gewapen met swepe, spiese en skilde reg oor die land begin marseer het na maande se teen-immigrant retoriek en die doodslag van 4 buitelanders. Die gevreesde grootskaalse geweld het egter weggebly danksy 'n gesamentlike poging deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens, metropolisie afdelings en die betogingsorganiseerders self. President Cyril Ramaphosa het vooraf samesprekings met anti-immigrantleiers soos Mzwezi Mqunu en Nkosikana Ndabandaba van die organisasie Insizwa Nobonziswa gevoer om te pleit vir vreedsame optogte. In 'n verwante verwikkeling word 'n polisiebeampte van Vredendal in die Weskus distrik in 'n intern ondersoek nadat hy op 'n video vasgevang is waar hy deur 'n luidspreker vir immigrante skree om terug te gaan huis toe en ongedokumenteerde winkeleienaars opdrag gee om homself aan te meld. Brigadier Novella Botelwa, die provinsiale polisiewoordvoerder, het bevestig dat die beampte aan die Vredendal polisiekantoor verbonde is en dat die uitkoms van die ondersoek deur 'n ervare beampte bekend gemaak sal word. In 'n nuwe politieke verwikkeling het president Cyril Ramaphosa gisteraand net voor 9 uur 'n ingrypende kabinetskommeling aangekondig waarin John Steenhuisen sy pos as minister van Landbou kwyt is. Steenhuisen, wat nou die adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging is vervang deur Willie Oukamp na groot ontevredenheid oor die hantering van back and close. Ramaphosa het ook verras deur Dina Pule, wat in 2013 deur oud-president Jacob Zuma weens etiese oortredings afgedank is, aan te stel as minister van maatskaplike ontwikkeling in die plek van Sisisi Tolasie. Verder skuwe sluit in David Meinier as minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Alexandra Abrams as adjunkminister van elektrisiteit en energie, Jack Bloom as adjunkminister van water en sanitasie en Yusuf Kassim as adjunkminister van hoër onderwys en opleiding. Ek praat oor 15 minute om 6:30 met Jack Bloom. Intussen het die voormalige Demokratiese Alliansie-leier Tony Leon, voorsitter van die Resolve Communications, die uitlatings van John Steenhuisen oor sy maatskappy ten sterkste as polities gemotiveerd verwerp. Steenhuisen het beweer dat Leon hom meedoenloos met negatiewe publisiteit bestook het en die dryfveer agter die organisasie FMD Response SA was, wat hy met staatskaping vergelyk het. Leon het verklaar dat sy maatskappy altyd wettig en deursigtig optree en oorweeg nou regstappe indien die leuns in laster oorgaan. In Mpumalanga is 2 amptenare van die premierskantoor, Emmanuel Nevedai Mkabela en Exen Jabulani Mkonto, gister in die Pretoria Landdroshof elk borgtog van R80.000 toegestaan. Hulle word aangekla van die moord met voorbedagte rade op die forensiese ondersoeker Mabidi Mashaba, wat op 7 September 2023 in sy motor in Valeria doodgeskiet is, nadat hy sy aanvallers aan sy toesighouers geïdentifiseer het. In KwaZulu-Natal het die omstrede Valke hoofgeneraal-majoor Lesetja Senona sy bedanking ingedien nadat sy aanvanklike versoek om af te tree geweier is. Sy regsverteenwoordiger Rudolf Baloyi het bevestig dat die 60-jarige Senona, wat 38 jaar in die polisie was, verlede Vrydag bedank het en dat interne tugprosesse nou van die baan is. Senona word betrek by die diefstal van 541 kg kokain ter waarde van meer as R200 miljoen uit die Port Shepstone kluis in Junie 2021, waarvan hy glo die sleutels besit het. In die parlement het die adjunkspeaker van die nasionale vergadering, Annelie Lotriet, bevestig dat die EFF se mosie van wantroue teen speaker Thoko Didiza aan al die vereistes voldoen. Die mosie wat deur Julius Malema ingedien is, volg nadat Didiza geweier het om president Cyril Ramaphosa se hofaansoek teen die Phala-Phala ondersoek teen te staan. Didiza voer aan, sy kan nie regstreeks by komitees betrokke raak nie, maar sy word skerp gekritiseer omdat die uitsprake institusionele krisis in die demokrasie blootgelê het.
In Pretoria het die gemeenskapsradio-netwerk gehelp met die redding van 2 ontvoeringsslagoffers na 'n motorkaping in Karen Park. Die noodberig is oor Afriforum Noord van die Berg Radio-netwerk na GAC Risk Solutions en Maximum Security uitgestuur wat die verdagtes na Soshanguve agtervolg het. Polisiewoordvoerder kaptein Johan van Dijk bevestig dat 2 verdagtes in hegtenis geneem is en 2 gesteelde voertuie asook 3 wapens teruggevind is. In Johannesburg is generaal-majoor Feroz Khan, die geskoorste hoof van die polisie se misdaad-intelligensie-eenheid, steeds in 'n kritieke maar bestendige toestand in die Netcare Milpark Hospitaal. Khan is Sondag aand om 11:00 in Houghton in die buik geskiet, terwyl hy op pad huis toe was nadat hy aan sy verklaring vir die Madlanga-kommissie gewerk het. Die nuwe minister van Bosbou, Visserye en die omgewing het gister die besluit verwelkom om sardynvangskwota wes van Kaap-Agulhas met 6.000 ton te verhoog tot 36.500 ton. Dis natuurlik nou 'n berig wat geskryf is voor gisteraand se aankondiging. So hy is nou die minister van Landbou en nie meer die minister van Bosbou, Visserye en die omgewing nie, maar nietemin wil die Oukamp dan hierdie stap verwelkom. Dit beskerm meer as 5.000 bestaansmiddele en red meer as 1.000 poste in die klein pelagiese sektor wat onder swaar druk verkeer het. Die nasionale tesourie oorweeg 'n belasting van 20% op aanlyn dobbelary om die vinnige uitbreiding van die sektor te bekamp en maatskaplike skade te verminder. Hoewel hierdie heffing na raming 10 miljard rand in addisionele inkomste sal genereer, waarsku Sean Coleman van die Suid-Afrikaanse Boekmakersvereniging dat dit die onwettige mark wat reeds 62% van die bedryf uitmaak, verder kan laat groei. Die multinasionale energiereus Shell is naby aan 'n ooreenkoms om sy 600 volstasies in Suid-Afrika vir $1 miljard, oftewel 16,3 miljard rand aan 'n eenheid van Abu Dhabi se grootste oliemaatskappy te verkoop. Die transaksie met ADNOC Distribution sal die Midde-Ooste se maatskappy beheer gee oor 10% van die Suid-Afrikaanse kleinhandel brandstofmark. Munisipaliteite reg oor Suid-Afrika het die Pretoria Hooggeregshof genader om die inwerkingtreding van die tweede fase van die nuwe aardtoeverkeerswetgewing wat vandag moes begin te verhoed. Maar ek dink hulle het op hulle neus gekry in die hof en die aardtoestelsel begin vandag. Daar is egter goeie nuus vir verbruikers aangesien brandstofpryse vandag vir die eerste keer sedert April aansienlik daal. 95 oktaan petrol daal met R1.96 per liter, terwyl die prys van diesel met tot R3.59 per liter val. Hierdie verligting is te danke aan die daling in die prys van Brent olie na $86.55 per vat en die versterking van die rand tot R16.38 teenoor die Amerikaanse dollar. Buitelandse nuus: in die buiteland het die Amerikaanse Hooggeregshof gister met 'n 6-3 meerderheid beslis dat president Donald Trump se planne om geboortereg burgerskap vir kinders van onwettige immigrante te beëindig ongrondwetlik is. Hoofregter John Roberts het beslis dat enige iemand wat op Amerikaanse grondgebied gebore word, 'n burger is, wat 'n groot terugslag vir Trump se immigrasiebeleid is. NASA het gister 'n waaghalsige reddingssending met 'n robot gelanseer om te verhoed dat die Swift ruimteteleskoop in die aarde se atmosfeer uitbrand. Die reddingstuig wat deur die maatskappy Catalyst ontwikkel is en $30 miljoen kos, is vanaf 'n straalvliegtuig gelanseer om die teleskoop 300 km hoër in 'n stabiele wentelbaan te sleep. Die astrofisikus Regina Caputo skat die kans op sukses op 50-50, maar sê dit kan die wegbaan vir toekomstige satelliet-herstelwerk. In Monaco het 'n ontploffing by 'n woonstelgebou die Oekraïense konstruksiemagnaat Vadim Yermoloyev, 'n vrou en 'n 13-jarige kind beseer. Die aanklaer, Stephanie Tebal, het bevestig dat 'n ondersoek na 'n poging tot moord geopen is en dat die verdagte te voet na Frankryk gevlug het.
In New York is die Chinese miljardêr Guowengu tot 30 jaar tronkstraf gevonnis vir 'n reuse finansiële bedrogspel wat honderde miljoene dollars van meer as duisende slagoffers geëis het. Regter Annalisa Torres het Guo ook beveel om $889 miljoen aan herstelbetalings te betaal vir sy uitspattige leefstyl wat met bedrog gefinansier is. In Berlyn heers daar omstredenheid oor planne om een van die laaste oorblyfsels van Adolf Hitler se nuwe Rykskanselierskap bunker te sloop om plek te maak vir die nuwe woonstelle en kantore. Die behuisingssenator Christian Geibler meen die struktuur moet pad gee, terwyl Dietmar Arnold van die Berlynse onderwêreldvereniging dit as absolute waansin bestempel en die bunker eerder in samewerking met die Holocaust Museum in 'n gedenkwaardigheid wil omskep. In Griekeland het 'n bosbrand wat buite beheer is naby Thessaloniki die lewens van 2 mense geëis en 'n 12-jarige kind word steeds vermis. Meer as 100 brandbestryders en 7 vliegtuie spook om die brand wat 'n 5 km lange muur gevorm het te blus te midde van hoë winde en droë toestande. In Venezuela se 3-jarige seentjie Klibler Moran 6 dae na die verwoestende aardbewings lewendig onder die puin in die Laguaras deelstaat gevind. Die dodetal van die aardbewings het intussen tot dig by 2000 gestyg en die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku teen die uitbreking van siektes weens die ineenstorting van basiese dienste. In Pakistan het 14 kinders gesterf nadat die dak van 'n private tuisnywerheidsskool in 'n voorstad van Lahore in mekaar gestort het. Die eerste minister Shehbaz Sharif en die provinsiale premier Maryam Nawaz Sharif het hom medelee betuig en beloof dat diegene wat verantwoordelik is vir die swak herstelwerk aan die dak die volle mag van die reg sal ervaar. Ten slotte het Australië se verbruikerswaghond Amazon gedagvaar oor die onregverdige insluiting van advertensies op sy Prime Video stroomdiens sonder die opsie van terugbetalings vir meer as 1 miljoen jaarlikse intekenare. Kommissie se voorsitter Gina Cass-Gottlieb sê verbruikers moes onregverdig meer betaal om die diens advertensievry te hou wat verbruikerswetgewing oortree. Ja, dis soos 'n Truecaller hier by ons, wat jou laat betaal om kwansies al die spam te stop, maar ek kry nog daagliks spam. So dit is 'n scam. 'n spam scam.